Goeiedag en welkom by Ken jou regte in samewerking met Johan Cronee Prokureurs en Eiendomme. My naam is Franco Creer en vandag deel ek graag met julle die volle prosedure rondom ongeopponeerde egskeidings, sodat u as kliënt kan weet wat om te verwag, wat die rol gaan wees en hoe u prokureur u ten volle kan adviseer en help. Teen die einde van vandag se praatjie hoop en glo ons dat jy 'n beter verstandhouding sal hê van watter dokumente nodig sal wees, hoe lank elke gedeelte van die proses hoort te neem, hoe hofverskyning sal verloop en wat u vanuit 'n persoonlike perspektief kan verwag. As die vertrekpunt gaan ons fyner ondersoek instel in wat 'n ongeopponeerde egskeiding eintlik is. Behalwe die feit dat die eenvoudigste en goedkoopste manier is om hierdie proses aan te vat, meen dit in basiese terme dat beide partye glo die huweliksverhouding moet eindig. Beide partye kan ook saamstem op kwessies soos die sorg en kontak met kinders, gebore vanuit die huweliksverhouding, finansiële onderhoud, die verdeling van bates, pensioene en enige ander geldelike belange. Tydens hierdie proses is geen dispute ter sprake nie, en dus sal geen argumente of verhore voor 'n regter plaasvind wat nie ooreengestem is nie. In plek hiervan is daar 'n wederwysige konsensus deur beide partye wat privaat bereik was, en die hof se rol is beperk daartoe om dit te bevestig en in 'n bevel van die hof te maak. Die eerste stap is om te konsulteer met 'n prokureur en alle nodige inligting in te win. Dit behels u en u eggenoot se eie persoonlike details, soos volle name en ID-nommers, trousertifikaat, huweliksvoorwaardekontrak indien van toepassing, persoonlike details van minderjarige kinders gebore vanuit die huwelik, sowel as kwessies rakende hul sorg, finansiële voorsiening en enige ander terspraaklike kwessies waaroor die partye reeds 'n ooreenkoms het. Hierdie stadium van die proses sal ook ideaal wees om u verwagtinge, bekommernisse en prioriteite met u prokureur te bespreek. Sekere kliënte plaas 'n klem op 'n vinnige en gladde proses, terwyl ander liewer stadig maar seker sal vorder om seker te maak dat details rakende finansiële kwessies en kinders met finaliteit afgehandel is. Dit is belangrik om te onthou dat hierdie aspek van die proses gaan oor inligtinginsameling en verduideliking van regsimplikasies, liewer as om 'n teenstandige houding in te neem. Die volgende stap is om die nodige prosesstukke op te trek, wat die nodige dagvaarding en skikkingsooreenkomste behels. Selfs tydens 'n ongeopponeerde dagvaarding is die uitreiking daarvan nodig. Die rolle van verweerder en eiser hou egter geen praktiese belang buiten wie die proses initieer nie, en dit is bloot 'n saak van prosedure volg. Die skikkingsooreenkoms tussen u en u eggenoot wat aangeheg word tot die besonderhede van vordering wat deel maak van die dagvaarding, is die spreekwoordelike hart van die ongeopponeerde dagvaarding. Dit sal onder andere uiteensit wie primêre sorg van die kinders sal hê, sowel as kontakreëlings, wie onder dit betaal en hoeveel, hoe bates en laste verdeel word en enige ander persoonlike reëlings. Hierdie dokumente hoort in 'n noukeurige manier opgestel te word, maar tog omslagtig. Dit moet ook u beskerm en ten volle afdwingbaar wees. Niks behoort geteken te word tensy u heeltemal gemaklik is en ten volle geadviseer was nie. Lees dit behoorlik deur, vra en maak aanpassings indien nodig. Wanneer beide partye dan die skikkingsooreenkomste onder oë kon neem en heeltemal saamstem op die inhoud, word dit onderteken en bygevoeg by die dagvaardings as 'n aanhangsel. Die dagvaarding word dan by die hof geleaseer en daarna op die teenkant beteken. Al stem die teenkant saam, bly betekening 'n nodige stap. Na die dokument op die teenparty beteken is,
sal daar 'n vasgestelde tydperk wees in terme van die hofreëls, waarin hul kennisgewing van voorneme om te verdedig kan aanteken. Aangesien ons vandag ongeopponeerde egskeidings bespreek, sal die teenparty in sulke geval liewer dokumente liaseer wat aandui dat hulle instem met die inhoud daarvan en hulle die bevel van die hof sal eerbiedig, of selfs bloot geen prosesstuk liaseer. Nadat alle prosesstukke geliaseer is, sal die party probeer om 'n verhoordatum in die hof te bekom. Die wagperiode hang af van hoe besig die spesifieke hof se verhoorrol is, maar dit is gewoonlik die geval dat mens langer wag in meer digbevolkte areas. Hierna sal die prokureur ook omsien na alle nodige papierwerk, korrespondensie en reëlings namens u. Die verskyning in die hof is dikwels 'n aspek van die proses wat die kliënte die meeste bekommernis gee, maar dit is egter glad nie nodig nie, nog te meer in die geval van ongeopponeerde egskeiding. U prokureur hoort daarna om te sien dat u verstaan hoe die verrigtinge sal verloop, u betyds daar te ontmoet en vergesel, en om te help om etiket te observeer, verduidelik watter vrae u sal moet kan antwoord aan die regter en die bundel dokumente voor te berei. U behoort dus te weet presies waarheen om te gaan, wat u moet voorberei en hoe lank dit sal neem. Tydens die verskyning hoort die landdros die volgende vrae te vra. Bevestig u dat die huwelik onherroepelik verbrokel het? Verstaan en bevestig u die terme van die skikkingsooreenkoms en bede aan die hof? En indien daar spesifieke kwessies van belang is, mag meer spesifieke vrae dalk aan u gestel word. Hierdie vrae is bloot deel van die roetine wat gevolg moet word in sulke sake en daar hoort geen dispute, kruisondervraging of stres betrokke te wees nie. Die saak behoort baie vinnig verby te wees waarna u skikkingsooreenkoms en bede aan die hof in 'n bevel gemaak word. Na die finale egskeidingsbevel toegestaan is, hoort u 'n prokureur 'n kopie daarvan vanaf die hof te kry en aan u toe te sorg. En indien dit die instruksie is, kan die prokureur ook toesien na die daaropvolgende administratiewe stappe, soos finansiële reëlings met betrekking tot pensioene, verdeling van bates, sowel as onderhoud en die sorg van kinders. Dit mag dalk ook verskil van saak tot saak, maar indien alles gladloop, kan dit afgehandel wees in so gou as 2 tot 3 maande in vergelyking met geopponeerde egskeidings, wat dikwels jare kan vat om te finaliseer en baie meer fooie uit die sak gaan jaag vir u. Indien u prokureur omsien na al die nodige aspekte, hoort u ervaring gestruktureerd, vreedsaam en voorspelbaar te verloop. Die private lewe sal nie in howe ontbloot word nie, geen kwaadaardige situasie sal in die gesig staar nie, en kostes behoort minimaal en deursigtig te wees. U behoort ook gereeld ingelig te word van die nuutste verwikkelings deur die prokureur, kopieë van alle dokumente te ontvang en gemaklik te kan rus met die wete dat alles professioneel hanteer word, wat u sal toelaat om die oorgangsperiode met gemoedsrus aan te pak. 'n Ongeopponeerde egskeiding mag dalk nog steeds nie emosioneel maklik wees nie, maar dit is regstegnies die maklikste en beste pad vorentoe. En u prokureur behoort die voortou te neem om seker te maak dat die proses met duidelikheid, sekerheid en menswaardigheid hanteer word. Baie dankie vir die tyd en aandag aan vandag se uitsending van Ken jou regte. Skakel gerus elke Dinsdag om 11:00 die oggend in vir nog uitsendings. Jy kan ook Johan Cronje Prokureurs en Eiendomme se webtuiste besoek vir nog brokkies regskennis of betroubare regsadvies. Weereens dankie en tot volgende keer toe.